Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Sê jy ooit ja vir dinge en wens dan later met jou hele hart dat jy eintlik nee moes gesê het? Nie een van ons wil mense wat versoeke aan ons rug teleurstel nie. En dit kan 'n goeie ding wees, maar as dit te ver gevat word, eindig ons dikwels selfs gefrustreerd, gestres en ongelukkig op. Daarom is dit so belangrik om die tyd te neem om eers dinge goed deur te dink voordat jy net ja sê vir iets. Jy dalk alle voorneme om jou beloftes na te kom wanneer jy dit aanvanklik maak. Maar as jy dit nie deurvoer nie, lei dit tot negatiewe gevolge. Sommige waarvan jy dalk nie eens bewus is nie. Byvoorbeeld, wanneer jy 'n belofte aan jou gade of kinders verbreek, kan bitterheid soos 'n gif in die verhouding insypel. Mense sukkel om ander te vertrou wat voortdurend 'n beloftes verbreek. En jy mag dalk sê, maar omstandighede het verander vandat ek die belofte gemaak het. En miskien net dit. Maar om integriteit te hê, beteken dat jy jou beloftes nakom, selfs al bevoordeel dit jou nie meer nie. Selfs al maak dit jou seer, of selfs al kos dit meer as wat jy verwag het. Prediker 5 vers 4 sê, dit is beter dat jy nie beloof nie, as dat jy beloof en nie betaal nie. Wanneer mense jou op jou woord kan vat, produseer jou betroubaarheid geweldige vertroue in hulle lewens en ook in joune. Soms kan dit moeilik wees om al jou beloftes na te kom, maar wanneer jy doen, sal God jou getrouheid eer. Here, ek kom vandag voor U en vra U in nederigheid dat U my die deursettingsvermoë sal gee om die beloftes wat ek gemaak het, na te kom. Lei my in my optrede en gedagtes, sodat ek getrou kan bly aan my verpligtinge, en wanneer ek wankel, gee my die moed om vergifnis te soek en my weer opnuut aan my beloftes te verbind. Help my om met integriteit te lewe en om die beloftes wat ek gemaak het, te eer. In Jesus naam bid ek dit. Amen.